Vandag is dag 8 van ons Desember uitdagings met Flowering Almond en ons kyk vandag na Rahab se lewe. Sjoe, en ek moet sê toe ek nou so begin Bybelstudie doen het in Rahab se lewe het die Here net weer vir my kom wys hoe groot sy genade is en hoe goed hy is. So in Joshua 2 lees ons dan nou van Rahab en hoe Joshua hulle die stad van Jerigo sou inneem en die verkenners was ingestuur. So gaan lees dit gerus, maar toe die verkenners ingestuur is, het sy hulle weggesteek en vir die stadswagte gesê nee, hulle is al klaar lankal weg uit die stad uit. Maar sy het dit gedoen uit 'n hulpkreet uit om te sê, onthou my, red my net. So Rahab was 'n prostituut gewees. Om 'n prostituut moes gewees het, dit ook beteken dat haar familie heel waarskynlik in armoede was, nie welgesteld was, gesiene was nie. Sy was 'n deel van die nasie van Jerigo gewees, so sy was 'n heidense nasie gewees. Sy was nie deel van God se volk gewees nie. Rahab was dan ook die een wat in die stadsmuur gebly het. So dis in die buitepos van die dorp, in die buitekant, uitgewerpe. Ek meen, 'n lewe van 'n prostituut, is 'n vuil lewe. Sy moes haarself verkoop om geld in te bring. En so weet sy, en sy sê daar in Joshua 2 lees ons dat sy sê, ons het gehoor, ons almal het gehoor in Jerigo van julle nasie, en dat God julle deur die Rietsee laat trek het, en die Rietsee oopgemaak het, en ons is almal bang. Maar sy sê, maar onthou my, red my. Moenie laat ek verlore gaan nie, omdat ek julle help. So ongeag waar sy was, en in wat se omstandighede was, wat se vuil lewe sy geleef het, hoe haar agtergrond gelyk het, hoe sy gediskwalifiseer is om eintlik deel te wees van God se nasie en God se volk, het sy 'n stap van geloof geneem, en omdat sy geloof gehad het, en gesê het, red my, het sy daai rooi tou laat buite hang, en selfde rooi tou wat sy die mans mee laat afsak het sy weer laat uithang, sodat hulle kon kom red het. En hoe amazing is daai rooi tou net nie, want in daai Ou Testamentiese verhaal, is dit dadelik 'n verwysing na Jesus Christus, want hy is die een wat die rooi tou vir ons hang. Dit is sy bloed wat hy vir ons gestort het. So, hoe wonderlik, stem dit net nie ooreen en loop dit reg deur die Bybel nie. Maar so die rooi tou daar gehang en sy is gered. Sy was nie dadelik perfek nie. Sy is vol van heidense kulture, afgodery, maar sy is gered. En soos wat sy saam met God se volk gewandel en geleef het sy geleer hoe werk die Joodse geloof. Wat is die tradisies? Hoe werk offers? Watter sondes kan nie gedoen word nie? Wat is verkeerd? En sy moes in 'n pad van heiligmaking stap. Want, hoor mooi, daar was 'n groot roeping op Rahab se lewe. Rahab is die moeder van Boas. En as ons dink, Boas is die vader van Obed. En Obed is dan Dawid se pa gewees. Of Dawid se pa gewees. En dan kom Dawid, en so gaan die geslagsregister aan, dat Jesus Christus uit daai geslag gebore is. So Rahab was nie die perfekte keuse nie, haar verlede het nie gewys dat sy is die keuse, dat God sy volk daar uitgenoem het, dat sy 'n stammoeder van Jesus Christus gaan wees nie. Maar daai rooi tou, soos die bloed van Jesus Christus, het haar regverdig gemaak. En net so dink as in Johannes 3 vers 16, wat ons almal van kleins af leer in die sonnaskool, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, daai rooi tou, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dis presies die rooi tou wat Rahab laat sak het, die geloof wat sy gehad het haar gekwalifiseer om deel te kon wees van God se volk, en meer as dit nog, as 'n stammoeder van Jesus Christus. So mag jy iemand anders vandag bemoedig, en mag hierdie jou ook bemoedig, dat ongeag hoe jou verlede lyk, dit waarin jy vasgevang is, watter sondes jy gedoen het, dat dit diskwalifiseer jou nie van die beloftes wat Jesus vir jou het nie. Gryp daai rooi tou aan, soos Rahab gedoen het, in geloof, en maak 'n wilsbesluit en 'n verandering om te sê, red my en my familie, ek trek 'n streep in die sand, en van hier af gaan ons die Here dien.